En op die einde van die dag is hy God met ons. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem sodat hy ons kan red. Dit is die wonder van Kersfees. God met ons. Julle kan saam blaai vir my na Matteus hoofstuk 1. En gaan seker 'n rukkie vat om daarby uit te kom, dit is so moeilike boek om te vind. Dis die eerste een in die Nuwe Testament. Dalk was jy gewonder, baie is Matteus 1. Vanaf vers 18. Matteus 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25 vanmôre. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gelyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man reeds getrou was, maar haar nie openbaar beneder nie, het hy besluit om die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word beteken God is met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. En hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal seën, Here God, in ons binneste, in ons diepste mens vanmôre, Here. Here, dat ons die betekenis sal begryp en die erns van hierdie verhaal verstaan vanmôre, Here God. Dat U U seun gestuur het op die regte tyd, gebore uit 'n vrou. En dat in Christus Jesus ons die verlossing ontvang het. En dat ons vanmôre sal weet, dit beteken dat God is met ons. Heilige Gees, dat U ons harte sal aanwakker om hierdie wonder te begryp, Here, en om opgewonde te word oor dit wat ons vanmôre hier lees. Here, mag ons juig en mag ons jubel in U en blydskap vind in die Heilige Gees vanmôre met hierdie woord. O, en Here Jesus, ons koning, ons Here. Mag ons U eer vanmôre in hierdie woord. Amen en amen. Die wêreld praat baie keer van Kersfees as die wonderlike gebeurtenis, die wonder van Kersfees. Daar word altyd gepraat oor wonderwerke wat plaasvind tydens die seisoen. En gewoonlik is daar allerlei wonderwerke wat in die wêreld plaasvind, mense wat met mekaar versoen word, vrede wat onder mekaar plaasvind, allerlei wonderlike dinge wat gebeur in hierdie tyd. En tog is een van die belangrikste wonderwerke in ons geloofsbelijdenis, juist rondom Kersfees, hierdie maagdelike geboorte van Jesus. En dit is snaaks dat dit juist een van die punte is wat die meeste gekritiseer word in ons geloofsbelijdenis. Dat mense amper skaam is om te praat oor hierdie verhaal van Kersfees, hierdie maagdelike geboorte. Selfs in die kerke, wanneer ons by Kersfees kom, dan gaan dit oor die herders wat hom besoek. Dit gaan oor die wyse manne wat hom besoek. Dit gaan oor al die ander dinge wat gebeur, die ster wat oor Bethlehem is. Dit gaan oor al die dinge, maar ons wil nie heeltemal praat oor die maagdelike geboorte nie, want dit is so ongeloofwaardig. Dit is so vreemd. En daar selfs pastore en predikers en leraars wat nie eens glo in die maagdelike geboorte nie. Inteendeel sê hulle dat ons hoef nie eers oor dit bekommerd te wees nie. Dit is nie iets wat belangrik is vir ons geloofsbelijdenis. Al wat jy hoef te weet is dat Jesus gesterf het vir jou sondes en dit is genoeg. Maar die maagdelike geboorte kan jy weggooi. Jy kan vergeet van dit. En tog is dit sentraal tot ons geloofsbelijdenis. Want sonder die maagdelike geboorte het ons 'n probleem in die kruis. En dit is nodig dat ons dit verstaan vanmôre, dat ons nie van hierdie ontslae kan raak nie.
En ons hoef nie skaam te wees oor dit nie. Ons hoef nie te dink, daar is iets vreemd in ons geloofsbelijdenis nie. En dit is nie dat dit iets niets is nie. Selfs so vroeg soos die 2de eeu was daar 'n Griekse filosoof genaamd Celsus. En hy het gesê, ag man, hierdie storie van die maagdelike geboorte is sommer nonsens. Maria het 'n kind verwek by 'n Romeinse soldaat. Hy het selfs 'n naam gegee vir die soldaat. Dit is nie belangrik om die naam te onthou nie. En hy sê dat sy het 'n kind gekry by 'n Romeinse soldaat en die Christene het hierdie storie geskryf om dit soort van weg te steek, om die skande van Maria se sonde te verdoesel, sodat dit nie lyk asof hierdie Jesus uit 'n buite-egtelike verhouding uitgekom het. Selfs die Jode het dit opgetel by daardie Griekse geloof. In die middeleeue het hulle dit ook versprei. En hulle het gesê, Maria het 'n kind verwek by 'n Romeinse soldaat. En dit is alles om Jesus minder te maak as wat hy is. En so die aanklag is dat die Christene eers later die hele storie ontwikkel het van die maagdelike geboorte, sodat hulle hierdie buite-egtelike verhouding van Maria kon wegsteek. Want Abraham ou Josef, hierdie man wat uit van sy vrou is verwagting, en daar is een of ander storie rondom het, en dat word altyd vertel in die sin van Josef het by Maria gehoor dat sy is verwagting en sy een of ander storie gespin oor 'n engel wat hulle soek het, en hy moes dan maar net saam met dit gegaan het. En tog skryf Matteus sy hele ervaring in die oogpunt van Josef self. Dis 'n engel wat aan Josef verskyn in 'n droom en sê, jy moet met haar trou. Dis 'n engel wat later vir Josef gaan sê, vat hom na Egipte toe. Dis 'n engel wat later vir Josef gaan sê, bring hom terug. Maria word nie eens geken in hierdie saak nie. Julle sal onthou dat Maria laasweek is die onbekende, die onbesonderse. En hier sien ons in Matteus, dit word aan Josef gesê, sy gaan 'n kind kry by die Heilige Gees. En jy moet hom Jesus noem. In Lukas sê die engel van Maria, jy moet hom Jesus noem. 'n engel moet vir Josef ook sê, jy moet hom Jesus noem. Dis letterlik die enigste twee werke wat hierdie ouers het. Noem hom Jesus. En die probleem wat ons het by die maagdelike geboorte is dat dit net in twee evangelies voorkom. Dit is Matteus en Lukas. Markus noem dit nie direk nie. Johannes noem dit glad nie. Alhoewel mense kan sê Johannes praat wel van die woord wat vlees geword het in 'n sekere sin, maar hy verwys glad na Maria en die maagdelike geboorte nie. En so baie kritiseer die geskiedenis en gekyk na dit en gesê, iemand het die storie net ingegooi hierso, iewers in die 2de of die 3de eeu, om net bietjie verskoning te maak van wat gebeur het met Maria. Geen van Paulus se briewe verwys direk daarna nie. Inteendeel, geen van die Nuwe Testament skrywers verwys direk na die maagdelike geboorte nie. En dis ook baie pastore sê, kom ons bekommer onsself glad nie oor dit nie. Kom ons praat oor dit nie. Paulus het nie gedink dis belangrik nie. Petrus het nie gedink dis belangrik nie. Niemand het gedink dis belangrik nie. As ons na die evangelie self kyk, sien ons daar's 'n probleem met die argument dat hierdie geskryf is om iets weg te steek. Want in die evangelie self, in al die stryery met die Joodse priesters, word daar nooit melding gemaak oor Jesus se buite-egtelike geboorte. Inteendeel, in Markus, Lukas, Johannes en Matteus verwys hulle na Jesus as die seun van Josef die timmerman. Daar was nooit 'n vraagteken ooit by enige van die mense in die evangelies oor Jesus se buite-egtelike geboorte nie. Hy was geken as die seun van Josef. En dit is belangrik dat ons dit onthou. Ek weet baie van ons sê, maar ons weet Josef is nie pa nie. Ja, ons weet dit. Maar al die ander mense rondom hom dink Josef is die pa. En Matteus maak dit duidelik dat dit 'n baie belangrike punt is, want Maria word glad nie genoem hierso nie, behalwe om te sê sy is die moeder. Maar Josef, hy word genoem die seun van Dawid. Baie belangrike titel. Josef is die seun van Dawid. Wat belangrik is vir die profesie, want uit die stam van Dawid gaan 'n koning kom om te heers. Josef is die een wat uit Dawid afstam.
Matteus begin sy hele evangelie met 'n geslagsregister van Josef. As Matteus die buiteegtelike geboorte van Jesus wou wegsteek, sou hy net eenvoudig nie geskryf het daaroor nie. Hy kon die geslagsregister gehad het en Jesus is gebore in Bethlehem. Die feit dat Matteus besluit het om dit in te sit in die teks is al klaar vir ons 'n bewys dat dit iets is wat geglo is in die begin. Want niemand anders het gedink daar's 'n probleem met Jesus se geboorte nie, totdat Matteus dit geskryf het. Totdat Lukas melding gemaak het daarvan. Dis amper asof Matteus en Lukas uit hulle pad uit gegaan het, verskoon die manier hoe ek het praat in die wêreldse taal, om die geboorte van Christus so ridiculous te maak as moontlik. Want hulle hoef dit nie te gedoen het nie. Behalwe as dit waar is, en dit nodig was om dit te skryf. So die argument dat hulle een of ander iets wil verdoesel, val plat, want hulle hoef dit net nie te gedoen het nie. En dan sal niemand daaroor gepraat het. En so ons moet besef dat dit daar geplaas is vir 'n goeie rede, want ons moet die maagdelike geboorte van Christus verstaan, hoekom dit nodig is. Nou Matteus is enigste een van die evangelieskrywers wat op enige manier hierdie geboorte en hierdie maagdelike geboorte koppel aan 'n profesie uit die Ou Testament. Die ander, Lukas, wat praat oor die maagdelike geboorte, bring nie eers die profesie van Jesaja op nie. Matteus sê dat hierdie het gebeur om te vervul wat gesê is. En dit bring ons by die tweede probleem oor hierdie hele gedeelte, want wanneer ons Jesaja lees, is dit nie wat daar staan, of nie soos wat Matteus dit aanhaal. Kom ons lees die hele gedeelte, ek wil eers die hele gedeelte van Jesaja 7 lees. Ek dink ek het op die bord gesit ook. Ja. Jesaja 7 vers 10 tot 17. En die Here het weer met Agas gepraat en gesê, vra vir jou 'n teken van die Here jou God, vra diep af na die doderyk of hoog na bo. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie vra nie en ek sal die Here nie uitdaag nie. Daarop sê Jesaja, luister tog, huis van Dawid. Onthou daai huis van Dawid. Is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook my God moet vermoei? Daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Kyk, die jongvrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Dikmelk en honing sal hy eet, sodat hy kan weet om die kwaad te verwerk en die goeie te kies. Ja, nog voordat die kind sal weet om die kwaad te verwerk en die goeie te kies, sal die grondgebied van die twee konings oor wie jy verskrik is, verlaat lê. Die Here sal egter daar soos daardie was sedert die tyd toe Efraim van Juda weggebreek het nie, laat aanbreek oor jou volk en jou familie, die koning van Assirië. Nou, Matteus gebruik hierdie profesie as vervulling in Jesus Christus. En baie mense het 'n probleem met hierdie profesie, want daar is groot verskille hier. Daar is groot verskille tussen wat Matteus sê dit sê en wat ons in ons Bybel lees wat dit sê. En as Roland klaar met klank daar, want in my volgende slide toe gaan ons kyk aan die eerste skyfie. Hierso is wat Matteus sê en dit is wat Jesaja sê. Kyk die verskille. Matteus sê kyk die maag. Jesaja sê kyk die jongvrou. Matteus sê sy sal swanger word. Jesaja sê sy is klaar swanger. En as dit gaan 'n seun in die wêreld bring, is dieselfde of 'n seun is in die wêreld. Matteus, hulle sal hom Immanuel noem. Jesaja, sy sal hom Immanuel. En so daar is 'n probleem met die profesie wat Matteus gebruik. En so baie mense sê, maar kyk, Matteus het nie geweet wat hy van praat. Matteus het net gaan profesie gaan soek en hy probeer iets te maak wat nie daar is. En dis hoe ons dit lees. Maar daar is 'n sleutel vir ons in hierdie teks. Want wanneer Matteus vir ons sê dat dit is wat die teks sê, dan verduidelik hy vir ons die naam Immanuel. En hy sê, want dit beteken God met ons. En die rede hoekom Matteus dit moet verduidelik, is omrede hy sy evangelie in Grieks skryf. En hy gebruik die Griekse vertaling van die Ou Testament wanneer hy skryf. En kyk hoe sê die Ou Testament in Grieks dit. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy sal hom Immanuel noem. Baie nader aan die profesie, reg? Want Matteus gebruik die Griekse Ou Testament as sy vertaling. En hierdie vertaling is 200 jaar voor Christus, so dis nie later nie.
En dit beteken dat die vertalers uit Hebreëus na Grieks na hierdie woord gekyk en gesê, maar ons dink in die konteks beteken dit maag. Dit beteken maag. Maar die argument wat deur die wêreld gegee word is dat die woord wat in Jesaja gebruik word in Hebreëus eenvoudig net beteken jongvrou. Dis 'n jongvrou van getroude ouderdom of troubare ouderdom. En dit beteken nie noodwendig maag nie. En Matteus het iets gaan soek en hy het gaan sê hy kom uit gebruik hierdie woord om maag te gebruik. Maar ver voor Jesus geboorte was daar klomp ander Jode wat daai gedeelte vertaal uit Hebreëus uit na Grieks toe en hulle sê dat hierdie woord in hierdie konteks beteken maagd. Sy is 'n maagd. En dit maak sin want daar word gesê vra 'n teken van die Here af. En die teken kan so hoog soos die hemel of so laag soos die doderyk wees, maar vra iets fantasties, iets wat nog nooit gebeur het. En so as 'n gewone vrou net gewoonlik verwagting word, is dit nie 'n groot teken nie. Dis maar net iets wat gebeur. En so, dis hoekom hulle sê, daar moet iets besonders wees rondom Immanuel. Die tweede probleem met profesie is nie net dat die woord maagd of jongvrou daar is nie, maar is die tyd waarin plaasvind. Want soos wat ons in die profesie gesien het, dat die Here sê, nog voordat hierdie kind oud genoeg is, om te kan besluit tussen goed of kwaad, gaan die twee volke wat teen die optree vernietig word. So hierdie profesie moes vervul geword het 700 jaar terug, voor Christus. En dit is vervul in die tyd van Jesaja, want Israel en Syrië wat hulle aangeval het, is verslaan en is weggevoer na Assirië. En so, een van die probleme wat baie mense het met die profesie is dat hierdie kind, Immanuel, was 'n kind wat geleef het in daardie tyd. Nie Jesus nie, net 'n seun, Immanuel. En die vraag wat dan gevra word is wel, wie se kind is hierdie Immanuel? Wie is Immanuel? Sommige mense meen dat daar geen heenwyse is nie, dit is bloot 'n onbekende kind van 'n vrou. Miskien was daar 'n maagd wat geboorte gegee het en hom Immanuel genoem het. En ja, dit beteken God met ons. En dan is daar baie ander goeie punt wat gestel word, en dit is dat dit dalk Jesaja se eie kind is. En is hoofsaaklik vir 'n groot rede, dat in die hoofstuk net voor dit, gee Jesaja se vrou geboorte aan 'n kind, en Jesaja noem hom 'n spesifieke naam, want God gaan hom gebruik in 'n profesie. Dan in die volgende hoofstuk het Jesaja 'n tweede seun met 'n ander naam, en dis ook 'n naam wat profeties is vir wat God gaan doen vir die volk. En so baie mense dink dat Jesaja wys dalk na sy eie vrou, en dan is dit nie meer 'n maagd nie, dis net 'n jong vrou. En sy van geboorte gegee aan 'n derde kind, en sy naam gaan Immanuel wees, en Jesaja gebruik dan Immanuel om te sê God gaan met ons wees. En so baie mense dink Jesaja is dalk die pa. Daar is 'n derde mening, en dit is een wat ek die meeste mee saamstem, maar ek is in die minderheid deur die geskiedenis, en dit is dat Immanuel hier verwys na koning Agas se eie seun. En die rede hoekom ek dit doen, is in die Griekse vertaling is dit, jy moet hom Immanuel noem. Hierdie vrou gaan 'n kind, hierdie maagd gesonder word en 'n kind in die wêreld inbring, en jy moet hom Immanuel noem. En die profesie word gerig aan Agas. En die ander rede hoekom ek dink dit sin maak binne die konteks, is dat hulle is heeltyd besig om te praat in Matteus 7, 8 en 9 oor die seun van Dawid, oor die huis van Dawid, oor die koning wat moet kom, die Messias wat verwag word. Koning Agas is die koning heiliglik van Juda, uit die stam van Dawid. Maar koning Agas is 'n verskriklike sondaar. Hierdie man het gode gaan bid in die tempel. Hy het die tempeldeure gesluit en die volk verbied om God aan te bid. En hy het altare op elke heuwel gesit wat hy kon. En hy het al die gode van Assirië gaan bid. Want hy het geglo die ander gode gaan hom beter help as hierdie God. So wanneer Jesaja vir hom sê, vra 'n teken van die Here, en hy sê, ek wil die Here nie uitdaag nie, is dit nie omdat hy vroom is nie,
is omdat hy niks te doen wil hê met die Here nie. Ek gee nie om wat die Here vir my wil doen en die volk wil doen. En dis hoekom Jesaja sê, hoekom vermoei jy die Here met jou nonsens? Kyk, ek gaan self vir jou 'n teken gee. Die Here gaan self vir jou 'n teken gee. Daardie maagd gaan swanger word en sy gaan 'n seun in die lewe bring en jy weet hom nie maar nie. Jy moet hom nie maar nie. En Jesaja 8 gaan dit verder. En hy praat oor hoe die land verwoes word. Wanneer daar gepraat word oor die heuning wat hy eet, die wilde heuning en die melk wat hy eet, wys dit na 'n land wat vernietig is. Daar is nie meer dorpe wat staan met skeure vol kos nie. Jy moet maar eet wat jy in die veld kan kry. Jy moet die melk nou, jy moet nie nou melk en nou die melk drink. En dit gaan suur word en gaan kaas word, jy gaan die kaas moet eet. En dan gaan jy heuning moet optel in die veld, want daar is nie skeure nie, daar is nie dorpe wat geld het nie, daar is nie enige van dit. Jy sien dit in Jesaja 8, daar is verwoesting. Hy sê daar gaan verwoesting oor die hele land kom, o Immanuel. En dan, maar dit is nie die einde nie, want God is met ons. En hier is die interessante ding van Agas se seun. Julle het al hierdie koning gehoor, koning Hizkia. Een van die beste konings wat hierdie volk ooit gehad. Hy het die aanbidding herstel. Daar word selfs gesê dat hy het die Pasgafees so gevier soos wat dit nog nooit was van Salomo se tyd af. Hizkia het al die priesters herstel tot hulle poste, hy het die tempeldiens teruggebring, hy het die tempel herstel, hy het alles reggemaak. En in sy tyd het die volk vir God aanbid. En God was werklik met die volk deur koning Hizkia. En so ek dink goeie rede hoekom Hizkia Immanuel is omrede Hizkia juis so goeie koning was. En hy lyk amper asof hy alles gaan verander. Die volk keer terug na God toe. Hizkia staan op teen die koning van Assirië en leef. Die koning van Assirië trek terug. Al die vyande gaan weg. Daar's vrede in die koninkryk. Hizkia is 'n koning wat vrede bring. En hy sal genoem oor vrede vir ons. God is magtig. Hizkia. Van hom word daar gesê dat hy het gedoen alles wat sy vader Dawid gedoen het. Ek dink hy is Immanuel in hierdie tyd. Maar nou wat van Jesus en Matteus? Hoekom vat Matteus hierdie versie wat heel waarskynlik na Hizkia verwys, of miskien Jesaja, of miskien iemand anders, maar miskien Hizkia, en sê dat dit word vervul in Christus Jesus. Maar as ons kyk na die res van Matteus, hoofstuk 2, 5 keer noem hy profeseë wat vervul word. En laat ek julle dit nou vertel, elke een van hulle word uit konteks uitgehaal. Kyk, Matteus was vry gewees met sy gebruik van die Ou Testament. In Matteus 2 vers 15 sê hy dat nadat Jesus na Egipte toe ontsnap het, met Josef het hulle teruggekom het, dan sê Matteus, dit is vervul, soos wat geskryf is in die profeet, ek het my seun uit Egipte uitgeroep. Nou daardie profesie is Hosea 1 vers 1, en dit verwys terug na Exodus toe Israel uit Egipte uitgeroep is. Een ander verwysing, nadat Herodes uitgevind het dat Jesus in Bethlehem gebore is en die kinders doodmaak, skryf Matteus dat hierdie is 'n vervulling van die profesie van Jeremia, wat sê 'n seun, 'n stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklag. Rachel huil oor haar kinders, want hulle is nie meer. Wel daardie profesie is Jeremia in 30 vers 15. En dit verwys na die ballingskap toe die volk uit die land uitgetrek het na Babylon. Die dorp is leeg, dit is hoekom daar getreur is, al die kinders is doodgemaak. Almal wat nie kan saam toer nie is doodgemaak, al die ander mense is vir slawe weggevat en daar's 'n rouklaag en daar's 'n gehuil. En soos profesie na profesie in Matteus,
lyk dit asof dit na iets anders te verwys. As jy gaan en sê, so dit vervul is, jy gaan na die profesie toe, dan sê maar Matteus, broer, as jy nou by Bybelskool was, dan sal die onderwyser jou afgemerk, want jy gebruik 'n vers uit konteks. Hoe is dit? En dit is die probleem wat baie mense het wanneer hulle Matteus se geboorte storie lees. Kyk na al hierdie foute, kyk na al hierdie probleme met die maagdelike geboorte, hoekom moet ons enigstens ag gee daarop? Wat is die punt? Nou as julle my gemis het of verloor het, iewers aan toe praat. Kom ons stel vir al die broodkrummels op, sodat ons weet waar ons is. Die rede hoekom Matteus na hierdie profesie verwys, glo ek is een rede en een rede alleen. Dat elke een oor wie geprofeteer is in die Ou Testament, uiteindelik misluk het in die doel waartoe hulle geroep is. Israel is uit Egipte uit geroep om 'n volk te wees van God, om 'n lig te skyn vir die wêreld, sodat die volke rondom hulle kan weet dat God die enigste God is. En wat doen hulle? Hulle aanbid die gode van die lande rondom. En hulle word uiteindelik in hulle land. Koning Hizkia, as hy die Immanuel is, bring vrede in die land, herstel die tempeldiens, jy sal die koning wees van die huis van Dawid en vir ewig sal jou troon bestaan. En hy raak hoogmoedig en hy wys al die goeders vir die Babiloniërs en hy val. As ons kyk na die profesie, koning Dawid, aan hom word gesê dat jou seun sal vir my 'n huis bou en sy troon sal vir ewig staan solank as wat hy gehoorsaam is aan my. Hierdie is 'n vaste belofte vir alle generasies dat op jou troon sal 'n seun uit jou nageslag altyd sit. En in Salomo sien ons die hoop, hier is die wyse koning wat die tempel bou waarin God teenwoordig neerdaal. God met ons. En hy sondig en hy aanbid ander gode en hy val. En so sien ons elke profesie. Ja, verwys na mense in 'n tyd. Maar uiteindelik is almal mislukkings. Maar dit is nie waarop die maagdelike geboorte berus nie. Dis wat baie mense nie verstaan nie, dat Matteus het nie begin met profesie en dan probeer om Jesus die maagdelike geboorte te gee nie. Matteus het klaar geglo dat Jesus uit 'n maagd gebore is. En hy het gewys hoekom dit belangrik is om hierdie profesie te verstaan binne die lig van hom wat 'n maagdelike geboorte gehad het. En die rede daarvoor is dat hy teruggaan, of nie Matteus nie, omdat die evangelieskrywers teruggaan na Genesis 3 vers 15 toe, want dit is die profesie waarop Christus se maagdelike geboorte berus. Genesis 3 vers 15. Lees dit gou vir ons. Dit is nadat Adam en Eva gesondig het. Wanneer die Here sy vloek oor die slang uitroep, sê hy: vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy haksteen aanval. Soos wat ons vertalings, julle sal dit onthou as: jy sal hom in die enkel byt en hy sal jou kop vermorsel. Of een of ander daardie vertaling. Maar wat ons belangrik is in Genesis 3 vers 15 is juist dit. Die belofte van verlossing word nie gegee aan Adam nie. Die belofte van verlossing word gegee aan die vrou. Jou saad gaan die slang uiteindelik vernietig. Nie Adam se saad nie. Want hier is die probleem met Salomo. Jy is nog steeds die seun van Dawid en jy dra Dawid se sonde. En so kan jy teruggaan al die pad terug na Adam. Want dit is die man wat sonde oordra. En al die vrouens sê amen.
Ons mans is die rede hoekom sonde na die volgende generasie oorgedra word. Dit is hoekom daar verse is soos dat hy besoek die sonde van die vaders en die kinders. Niks met die maas te doen nie. Want die saak van die mens is korrup. En so wat God besluit om te doen, en wat al klaar vir ons 'n leidraad gee voor in Genesis 3 vers 15 is, uit die vrou sal ek vir my 'n seun verwek, wat alles gaan herstel. Een wat nie gaan sondig. En wel ek gesê dat Paulus hulle nie direk daarna verwys nie. Luister wat sê Paulus in Galasiërs 4. Want alhoewel hy nie die maagdelike geboorte noem nie, sê hy die volgende, hy sê, maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. Hy het sy seun uitgestuur, gebore onder 'n vrou. Josef word nie eens genoem. Josef is belangrik vir een rede, en dit is dat hy uit die huis van Dawid uit is. En hy moet Jesus aanneem, sodat Jesus die reg het om op Dawid se troon te sit. En sommige mense mag sê, maar ons het ons daar twee geslagregisters, het Lukas 'n ander lyn. Beide Lukas en Matteus praat van Josef as die seun van Dawid. Die fokus is op Josef, die seun van Dawid. Hier is die misterie van die eeue, broer en suster. God stuur sy seun om aangeneem te word deur Josef, sodat ek en jy aangeneem kan word as kinders van God. Dis 'n aanneming. Hy gee vir Josef 'n seun, en daardeur aan Dawid 'n seun, wat nie die sonde van die pa dra, sodat hy ons wat onder die sonde gebore word, kan verlos. Die hele punt van Christus se maagdelike geboorte is dat hy nie die seun van 'n man is nie. Sonder dit het hy nie 'n sondelose bestaan nie. Dit was nodig dat God vir homself 'n seun verwek uit 'n vrou, wat nie soos Adam is nie. Want as hy soos Adam was ons nog dood in ons sonde. En so dit is nie iets waarop ek en jy enigstens kompromie kan aangaan nie. En dit is dit nie vir my so wonderlik? In Genesis 3, dis my een van die wonderlikste gedagtes binne in wat hier aangaan met Genesis 3. Dat die man het tot 'n val gekom deur 'n vrou. Reg? En God gaan 'n vrou gebruik om die man te red. God besluit nie om te sê, kyk, kom ek grawe ons slaaf van Eva en begin oor met Adam. Nee. Dieselfde vrou, deur 'n vrou wat sonde in Adam gebring het, en deur 'n vrou gaan hy lewe bring aan die man. God gebruik dit wat gebroken is in die wêreld en hy herstel dit. God kan enige gebrokenheid regmaak. Dit is hoekom die profete sê dat sy lewe is bo ons lewe. En net vir interessantheid, een van die eerste profesieë wat gebreek word is juist daardie een in Genesis 3 vers 15. Weet julle wie is die saad in Genesis 3 waarvan gepraat word? Gee julle een raad. Die saad waarvan gepraat word in Genesis 3, wat uit die vrou gebore gaan word, wat die slang se kop gaan vermorsel, is Kain. Wat? Dis Kain. Hoekom dink julle is die volgende hoofstuk, wanneer God vir Kain sê, pas op, die sonde wag by die deur en hy gaan jou aanval. As jy nie oor hom heers nie, gaan hy jou vernietig. En wat doen Kain?
Hy staan sy broer. Hy heers nie oor die sonde. Hy kom tot 'n val. Gaan lees 'n bietjie die storie van Kain en Abel. Want die interessantste ding in Kain en Abel se storie is dat Abel nie eens genoem word behalwe sy naam nie. Kain word gesê dat deur die hulp van die Here het ek 'n seun ontvang. God besoek Kain en praat met Kain van aangesig tot aangesig, nie met Abel nie, met Kain. En Kain wys ons al klaar dat die man gaan sondig as hy die saad van 'n man het. En so Christus is die beter saad. Christus is die beter seun van Dawid. Christus is die beter profeet. Christus is die beter Israel. Christus is die beter seun van God wat die wêreld red. Want hy is nie uit die mens gebore nie, maar uit 'n maagd. En daarom, broer en suster, moet ons dit verstaan dat die maagdelike geboorte is juist die punt dat hy nie 'n mens is wat uit Adam uitkom nie, maar uit die maagd. En tog is dit nie eens die groot punt van die storie wat Matteus hier gebruik. Ja, die maagdelike geboorte is belangrik in hierdie konteks. Dit is van uiterste belang. Maar dit is wat die maagdelike geboorte vir ons beteken, wat vir Matteus baie meer belangrik is. Soveel so dat hy nodig het om te verduidelik hoekom hy Immanuel genoem word. En dit is God met ons. Dit is die wonder van Kersfees. God met ons. God het die wêreld getree in die seun. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem sodat hy ons kan red. Hy het mens geword sodat hy ons kan red en ons kan verlos van ons sondes. En op die einde van die dag is hy God met ons. En dwars deur Jesus se bediening sê hy aanhoudelik vir die disippels, ek gaan met julle wees tot aan die einde toe. Is julle met my? Ek is met julle. Die belofte van die Heilige Gees in Johannes, ek sal by julle wees en julle sal by my wees. Want Matteus 28, en kyk, ek is met julle tot die einde van die wêreld. Want God is werklik met ons, en elkeen wat die naam van Jesus bely, God is met jou. Daar is nie een oomblik wat ek en jy kan sê, ek weet nie of die Here by my is vandag nie. Broer en suster, in Christus is hy Immanuel, God by jou, God met ons. En die maagdelike geboorte is bewys dat dit God is wat gekom het. Die seun van God wat gebore is uit die vrou. En so ons kan dit nie weggooi en op sy skryf nie. Ek het al voorheen genoem dat die groot verbond wat dwars deur die Bybel gaan, die groot boodskap, is dat ek sal hulle volk wees, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En soos wat ons gesien het in die reeks oor Christus se oorwinnaar, is dat God sal altyd met hulle wees. God sal ons by ons woon. Dit is die hele doel van die hele Bybel, is dat God weer met sy volk gaan wandel. Maar wat het ons verloor in die tuin? Nie lekker vrugte nie. Dis nie die groot verloor in die tuin nie, dat ons nie meer vrugte kan eet nie. En elke aand het God saam met Adam gewandel. In die tuin met hom gesels. En toe eet die vrouens uit die tuin. En ons is nie meer by God. God is nie meer by ons. En ja, God besoek die mens op tye. Hy besoek die volk in die tabernakel. Hy woon onder hulle tydens die eerste tempel. En in sekere tye is daar oomblikke wat hy daar is. Maar uiteindelik in Christus Jesus, Immanuel, word dit gerealiseer. Hy is die beter tempel, die beter huis van God, die beter verbond. Hy vervul selfs die mandaat van die tempel en die tabernakel. Dis hoe goed hy is. En so in die Kersfees moet ons dit onthou, hy is Immanuel, God met ons. Hy is die seun van God. Amen.
Vader, ek bid Here God dat U aan ons die waaragtigheid van die woord sal bewaar. Here, dat ons sal lei, Here, om met volle vertroue, Here God, te kan beklaar en bely dat ons glo dat Jesus Christus deur die Heilige Gees verwek is in die maagd Maria. Dat hy nie die sonde van sy vaders dra nie, maar dat hy heilig is en dat hy daarom bekend staan as die Seun van God. Here, mag ons dit verklaar, mag ons dit bely, mag ons dit glo. En Heilige Gees, mag ons dit besef in U teenwoordigheid in ons lewens. Dat U in ons kom woon. En deur U die Seun en Vader. En so is ons by U, U is by ons en ons is een in U en U is by ons. En ons is nie meer alleen. Here my God, dat U ons sal seën en vat in die Kersfees, waar ons U naam sal groot maak, U naam sal eer. En die hele wêreld sal vertel van die wonder van Kersfees. Die blydskap wat ons het dat Jesus Christus mens geword het en onder ons gekom het. Ek dank daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Voordat ons gaan, die 20ste is die Ines en Naomi se huweliksherdenking. So kom ons bid gou vir hulle. Strek julle hande uit. Vader, ek bid Here God vir Ines en Naomi, Here, dat U hulle sal seën in hierdie huweliksjaar wat hulle ingaan, Here God. Here, dat U hulle in elke faset sal sien, Here Vader. Mag hulle liefde vir mekaar sterker groei, Here. Here, mag die bande wat hulle saambind, Here, sterker word. Here, my God, en ek weet, Here, dat hulle is uiters lief vir mekaar, Here Vader. En ek bid, Here, dat U dit net sal groter en groter maak, en dat voordeel sal wees van almal rondom hulle. Here, in 'n wêreld wat so baie dinge deur mekaar het, Here, dat hulle eenheid en 'n eensgesindheid, Here Vader. Here, 'n simbool wees en 'n lig wees vir mense rondom hulle. Here Vader, seën hulle en maak hulle bly in alles, Here, gee hulle vreugde en alles in U in Jesus naam. Amen en amen. En broers en susters, ons het komende Sondag ons Kersdiens, ons het nie op Kersdag ons Kersdiens, ons het ons Kersdiens Sondag wat nou kom, so ek hoop van julle is daar nie. So sien julle volgende Sondag. Amen.